Kom ons val in eerbetoon voor die Here neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing hartlik saam tot lof van die Here uit Psalm 98 vers 1 en 2. Reg, Pieter? Daar was 'n probleem met die rekenaar, maar lyk my hulle dit nou opgesorteer. Psalm 98, daarvan die eerste 2 verse. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Psalm 98, daarna bid ons saam. Lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Hy het sy heilig al verhoor. Ons Vader in die hemel, wat 'n voorreg om hier saam te kan wees rondom u woord en te kan sing van u wat dink aan u genade, u wat u trou aan u kinders, aan die kerk, nooit krenk nie, u wat u heil ons skenk, u wat elke dag met ons bemoeienis maak, wat met ons elkeen 'n eie besondere pad loop tot u eer. Dankie dat ons deel kan wees van u kerk, deel kan wees van u koninkryk, dat u juist met ons bemoeienis maak. Here, in 'n wêreld waar daar soveel onverskilligheid is en goddeloosheid is, soveel mense wat u nie ken nie of nie wil ken nie, dank ons u dat ons nog hierdie geleentheid het om so saam te kan kom, dat ons die begeerte het om dit te doen, dat ons u as ons Vader in Christus wil aanbid en u woord saam wil ondersoek om ons lewens ook daarvolgens in te rig. Ons bid in u krag, die leiding van u Gees, sodat ons lewens daarvan sal getuig dat ons u kinders is, dat ons heilig sal lewe tot u eer.
ons dra u kerk, Here, in ons land en in die wêreld op die genadetroon op. Daar is plekke waar dit maar moeilik gaan, waar die kinders vervolg word ter wille van hulle geloof, waar daar 'n stryd is om te oorleef. Maar ons dank u dat u beloftes tot in die 1000ste geslag van krag bly, dat u kinders nooit loslaat of alleen laat nie, dat u nog deur al die jare, deur al die eeue, u hand oor ons gehou het, en dat dit ook die belofte vir die toekoms is, dat u elke dag tot aan die volëinding van die wêreld in Christus by ons en met ons sal wees. Seën hierdie gemeente en besonder dit dat u ons vanaand ook so sal lei dat u woord nie maar net by woorde sal bly nie, maar dat dit in ons harte sal vrugte dra tot u eer. Vergewe ons sondes wat baie is, al die dinge wat nie reg is in ons lewens nie, wat nie tot u eer is nie, en sterk ons deur u Gees, sodat ons al hoe meer die beeld van ons Here Jesus Christus sal vertoon. Ons bid dit in Christus ons wil. Amen. En ons sing nou uit Skrifreine 1:1, dit het nou die laaste paar sondae gereeld gesing, maar dit handel juist oor die uitverkiesing waarmee ons besig is, die Dordtse leerjars, en daarom dat ons het nou so 'n paar keer na mekaar gesing het, ons sing verse 6 en 7, die mens kan sê, dit waarop die genade van ons Here Jesus Christus, van ons Vader in die hemel, uitloop. Veral vers 7, ons sal in lewe en sterwe Gods eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het, erwe, verseël deur die Heilige Gees. Dis verse 6 en 7, Skrifreine 1:1. Lees uit Romeine 8, die bekende lied van die apostel Paulus, wat bekend staan as die oorwinningslied. Romeine 8 vanaf vers 31 tot aan die einde van die hoofstuk.
Daar staan as opskrifie by hierdie gedeelte, niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Jy moet ook oplet terwyl ons dit lees, hoe seker die apostel is van hierdie saak, dat niks ons van die liefde van Christus kan skei nie, hoe seker hy is van die ewige lewe, ewige verkiesing, dat God met hom besig is, met die kinders van sy kinders besig is, en dit is waaroor dit ook vanaand in die prediking gaan. Ek gaan eers uit Romeine 8 lees, en daarna net gedeeltes uit die Godse leerreëls hoofstuk 1. Vers 31, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus, Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Wel, hierdie laaste woorde, hiervan is ek oortuig, en dan sê hy, niks kan ons skei van die liefde van God in Christus nie. In die Dorpse leerreëls, broeders en susters, vestig ek net die aandag op hoofstuk 1, artikel 12. Artikel 12 en 13 en dan ook 16, so 'n gedeeltjie, ek gaan artikel 12 vir u lees. Die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur in verskillende trappe en nie vir almal in gelyke mate nie. Hulle ontvang hierdie versekering nie deur nuuskierig die verborgenhede en dieptes van God te probeer deursoek nie, maar wel deur in hulle self die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos in die woord van God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waar te neem. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde volgens die wil van God, die honger en dors na die geregtigheid ensovoorts. En dan artikel 13, die kinders van God put uit hulle besef en sekerheid van hierdie uitverkiesing dageliks steeds meer rede om hulle voor God te verootmoedig, om die diepte van sy barmhartighede te eerbiedig, om hulle self te reinig en om hom wat hulle eerste so uitnemend liefgehad het, ook van hulle kant vurig lief te hê. Dit is dan ook geheel en al onmoontlik dat hierdie leer van die uitverkiesing en die besinning daaroor die kinders van God sou laat ophou om die gebooie van God te gehoorsaam, of dat hulle onverskillig sou word deur 'n sondige lewe te lei. Deur die regverdige oordeel van God is dit juist die geval met hulle wat die genade van die uitverkiesing ligtelik vir hulself toeëien, of ywelik en ligsinnig daaroor praat, sonder dat hulle begeer om in die weë van die uitverkorenes te wandel. Nou wil ek uit artikel 16 net so 'n kort gedeelte lees
Hulle wat die lewende geloof in Christus, die vaste vertroue, die gewetensrus, die beoefening van kinderlike gehoorsaamheid en die roem in God deur Christus nog nie kragtig ervaar nie, ofskoon hulle die middele gebruik waardeur God beloof het om hierdie dinge in ons te bewerk, moet nie mismoedig word wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle moet hulle ook nie onder die verworpenes reken nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, vurig verlang na die tyd van oorvloediger genade, en dit ook met eerbied en ootmoed verwag. Geliefde broeders en susters, een van die baie metodes wat die Satan gebruik om die gelowige te laat struikel en tot 'n val te bring, is om hom aan die twyfel te sit. En omdat twyfel baie slagoffers eis, omdat mense maklik twyfel, het die meeste van ons op die een of ander stadium in ons lewens al daarmee te doen gehad. Dit ontsien niemand nie. Dit is die groot rusverstoorder wat oral rondgaan om sekerhede weg te neem en ou waarhede op losse skroewe te stel. Nou ook wat die leer van die uitverkiesing betref, het ons nie gespaar gebly nie. Die vraag is, kan jy werklik sê dat jy 'n uitverkorene is? Kan jy met absolute oortuiging en sekerheid verklaar dat jy in Christus 'n erfgenaam van die ewige lewe is? Is dit moontlik om te kan sê dat jy 'n geredde, 'n verloste mens is? Die antwoord hierop, broeders en susters, word in artikel 12 van die Dordtse leerreëls vir ons gegee. Daar staan, die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Op God se tyd verseker. Wat 'n heerlike voorreg. Hierdie artikel sê, jy kan seker wees. Jy kan sê dat jy gered is. Dat jy uitverkies is. Dat jy 'n kind van God is. Die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. En as 'n mens deur die Bybel blaai, broeders en susters, dan sien jy dit kort, byvoorbeeld 1 Johannes 5, waar daar staan, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. In Romeine 8, net voor die gedeelte wat ons saam gelees het, staan daar, dat die Heilige Gees saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is. En so kan ons aangaan. Ja, op God se tyd word jy daarvan verseker. Jy hoef nie vir 'n oomblik te twyfel of te wonder nie. En tog so gaan artikel 12 verder, hierdie versekering gebeur in verskillende trappe. En nie vir almal in gelyke mate nie. Met ander woorde, nie alle gelowiges het presies dieselfde mate van sekerheid nie. Nee, daar is verskillende trappe, verskillende stadiums in hierdie saak. Sommige mense is miskien nog by wyse van spreek kinders in die geloof.
'n volgende groep is geestelike jong mense. Mense wat op pad is na volwassenheid toe. En dan is daar diegene wat as het ware vaders en moeders is in die geloof. Mense wat nie twyfel nie, wat leiding kan gee. Sommige besit daardie sekerheid alreeds in hulle jeug, in hulle kinderdae, maar ander ontvang dit as het ware eers op hulle sterfte. Dit is wat artikel 12 vir die eerste plek by ons wil tuisbring. Dit is hartseer, broeders en susters, maar dit is soms so dat mense hulle hele lewe lang oor hulle ewige verkiesing tot saligheid twyfel. Twyfel of hulle in Christus gered is. Maar hier word het baie duidelik gestel dat dit nie nodig is om te twyfel of te wonder nie. Dat elkeen van ons daardie vaste sekerheid kan hê. Trouwens, ons moet ook nie die feit dat daar verskillende trappe en mate in hierdie saak is, as 'n verskoning gebruik om niks te doen. Om terug te sit en te redeneer dat sekerheid nie werklik so belangrik is nie. In 2 Korintiërs 13 is die opdrag: stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof is. Ondersoek jouself. En nou is die vraag natuurlik, hoe moet 'n mens jouself ondersoek? Maar watter dinge moet jy soek? Wat is die weg wat jy moet volg om tot volle geloofsekerheid, tot sekerheid van jou uitverkiesing te kom? Die antwoord, broeders en susters, is dat jy moet gaan soek, soos wat dit hier gestel word, na die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing. Onfeilbaar, terwille van die kinders, vrugte waarmee jy nie 'n fout kan maak nie. Want dit is soos wat Jesus Christus by geleentheid gesê het, 'n boom word geken aan die vrugte wat hy dra. 'n goeie boom dra goeie vrugte, en 'n slegte boom dra slegte vrugte. En daarom jy moet gaan kyk na die vrugte wat jy dra. Of dit goeie vrugte is en of dit slegte vrugte is. Of dit geloofsvrugte is. En of dit vrugte van ongeloof is. En as jy artikel 12, hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is onder andere ware geloof in Jesus Christus, kinderlike vrees van God, droefheid oor die sonde en 'n honger en dors na die geregtigheid. Dit is die vrugte waarna jy moet soek. Jy moet in die eerste plek gaan kyk of daar ware kinderlike geloof in jou hart is. Of Jesus Christus en sy verdienste aan die kruis van Golgotha vir jou 'n lewende werklikheid is. Want as dit so is, as jy werklik glo, kan jy nie anders as om uitverkies te wees. Ons het dit verlede Sondag aand ook gehoor. Dit is 'n onfeilbare vrug, 'n vrug waarmee jy nie 'n fout kan maak nie. 'n Vrug wat jou uitverkiesing vir jou waarborg. Want anders, so het ons verlede Sondag aand gehoor, geloof is die gevolg van die uitverkiesing. En daarom het Jesus Christus by talle geleenthede gesê, elkeen wat in my glo, het die ewige lewe. Elkeen wat in my glo, kan daarvan seker wees dat hy
of sy ewige bestemming gewaarborg is. Jy sou nie geglo het as jy nie uitverkies was. 'n tweede vrug wat ons belydenis noem is kinderlike vrees van God. En broeders en susters, dan moet jy nie dink aan die vrees wat 'n slaaf vir sy baas het, of wat 'n misdadiger vir 'n polisieman het nie. Nee, dit gaan hier eerder oor die liefdevolle ontzag wat 'n kind vir sy ouer het, vir sy pa het. Die digter sing in Psalm 19, die Heer se vrees is rein, dit open 'n fontein van heil wat ewig bly. En dit is die vrug waarna daar hier verwys word. Die daardie fontein in jou lewe het, daardie kinderlike vrees en ontzag vir God, kan jy daarvan seker wees dat jy in Christus tot die ewige lewe uitverkies is. Die volgende vrug wat hy noem is droefheid oor die sonde. En weer eens, dit gaan nie maar net oor 'n gevoel van spyt, omdat die gevolge van die sonde vir jou onaangenaam is, of lastig is, of iets dergeliks nie. Dit gaan oor daardie gebroke hart, en die verslae gees, waarvan Dawid in Psalm 51 praat. 'n diepe berou, omdat jy jou Vader wat in die hemel is, en wat jy lief het, omdat jy hom met jou sonde, met jou leefwyse bedroef het. En daarom daar moet ook bekering in jou lewe wees. 'n opregte begeerte om klaar te kry met die sonde, om dit af te stel, en om terug te draai na die Here toe, om sy wil te doen. En dan weet ons mos, broeders en susters, dit is net mense wat uitverkies is. Dit is net kinders van God wat werklik bedroef is wanneer hulle Vader in die hemel bedroef het. 'n ongelowige sal nooit daaroor hartseer wees of bedroef wees. Die laaste vrug wat ons belydenis noem, is die honger en dors na die geregtigheid. En dit beteken in kort maar net, dat as daar by jou 'n honger is na die brood van die lewe, 'n dors is na die water van die lewe, na die woord van God, as jy verlang, en dit hier in die kerk, waar jy die prediking en die sakramente uitgedeel word te ontvang, as jy by daardie punt gekom het, waar jy soos die Psalmdigter sê, Psalm 42, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Dan is jy nie daaraan te twyfel dat jy uitverkies is. Want as jy nie uitverkies was nie, sou jy nie na God gesmag het. Broeders en susters, ons het al heel wat gesê oor die feit dat 'n mens seker kan wees van jou uitverkiesing. Dat jy nie daaroor hoef te twyfel nie. Maar nou is die vraag nog, wat is die voordeel daarvan? Wat baat het jou om te weet dat jy uitverkies is? Wat beteken dit vir jou? En dan sê artikel 13, vir die kinders van God is die besef en die sekerheid van hierdie uitverkiesing daagliks steeds meer rede om hulle voor die aangesig van God te verootmoedig. Om die diepte van sy barmhartigheid te aanbid. Om hulle self te reinig en om hom, wat hulle eerste so uitnemend lief gehad het, ook van hulle kant vurig lief te hê. Dit is in die eerste plek die heerlike nut
is die voordeel van sekerheid. Dit bring jou eerstens tot 'n diepere gemeenskap met God. Tot 'n inniger, tot 'n intiemer verhouding met jou Vader wat in die hemel is. Want hoe kan jy anders as om nederig en ootmoedig en dankbaar te wees wanneer jy besef hoe groot die prys is wat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha vir jou betaal het. Hoe kan jy anders as om in aanbidding neer te val wanneer jy dink aan die oneindige genade wat aan jou bewys is? Dat jy in Christus tot die ewige lewe uitverkies is. En hoe kan jy anders as om die Here wat jou eerste so uitnemend liefgehad het, wat selfs sy eniggebore seun vir jou gegee het, ook van jou kant af vurig liefde het. En daarom staan hier hierdie sekerheid, hierdie wete dat jy wat 'n groot sondaar is, dat jy wat die ewige dood verdien, dat jy uitverkies is, dat daar juis uit jou genade bewys is, dit bring jou tot verootmoediging, tot aanbidding en tot vurige liefde. Broeders en susters, as 'n mens eers hierdie waarheid raak gesien het, as jy verstaan dat geloofsekerheid, dat sekerheid van jou uitverkiesing jou as het ware dwing om nog meer geloofsvrugte te dra, om die Here met oorgawe en toewyding te dien, sal jy ook begryp wat ons belydenis in die tweede helfte van artikel 13 bedoel. Daar staan, dit is dan ook geheel en al onmoontlik dat hierdie leer van die uitverkiesing en die besinning daaroor die kinders van God sal laat ophou om die gebooie van God te gehoorsaam, of dat hulle onverskillig sou word deur 'n sondige lewe te lei. Dit is heeltemal onmoontlik dat iemand wat uitverkies is 'n sondige lewe sal wil lei en onverskillig raak en so aan. Dit is die antwoord wat die Bybel gee aan daardie mense wat sê, jy moet liewer nie oor die uitverkiesing praat of daaroor preek nie. Jy moet dit liewer verswyg. Want anders gaan jy 'n klomp sorgelose mense hê, of 'n klomp fatalistiese mense. Want anders so redeneer hulle, die leer van die uitverkiesing kan jou onverskillig maak, kan jou laat sê, ek is mos uitverkies. Ek kan lewe soos wat ek wil en ek kan doen wat ek wil. Want of ek goddeloos lewe of nie, my ewige bestemming is in elk geval gewaarborg. Ek kan nie verlore gaan nie. Of hulle sê, as ek uitverkies is, kom ek in die hemel, en as ek nie uitverkies is nie, kom ek nie in die hemel nie. Ek kan niks daaraan doen nie. En daarom ek sal maar terugsit en kyk wat gebeur, en niks doen nie. Ek sal maar wag en kyk wat die lewe, hoe die lewe hom elke dag aanbied. En tog, broeders en susters, soos wat ons al reeds gesien het, dit is juist nie so, en dit onderstreep hierdie artikel baie mooi, dit is juist nie so dat hierdie leer sorgelose of onverskillige of fatalistische mense maak nie. Inteendeel, dit dwing jou tot verootmoediging, tot dankbaarheid, tot aanbidding, tot bekering en tot 'n vurige liefde. En ons die vraag, broeders en susters, het u ook daardie sekerheid waarvan ons belydenis hier praat?
belangrik, dit is ek moet hê. Kan jy ook sê, soos wat ons vanaand hier sit, dat jy gewis en seker 'n uitverkorene is, 'n erfgenaam van die ewige lewe. Kan jy dit ook uitjubel, soos die apostel Paulus in hierdie gedeelte in Romeine 8 wat ons saam gelees het? Toe hy gesê het, hiervan is ek oortuig. Hiervan is ek seker. Dit staan vas. Geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. As jy dit nog nie ten volle ervaar nie, as jy dit nog nie kan sê nie, moet jy nie moedeloos word of mismoedig word nie. Dit is hoekom ek artikel 16 bygelees het, want daar staan in artikel 16, hulle wat die lewende geloof in Christus, die vaste vertroue, die gewetensrus ensovoorts, nog nie ten volle ervaar nie, moet nie mismoedig word wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle moet hulle ook nie onder die verworpenes reken nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, vurig verlang na die tyd van oorvloediger genade en dit ook met eerbied en ootmoed verwag. En dan so ietsie verder na dieselfde artikel, die barmhartige God het immers beloof dat hy die dowwe lampet nie sal uitblus en die geknakte riet nie sal verbreek. 'n wonderlike, troostryke boodskap. As jy nog nie hierdie sekerheid het nie, moenie mismoedig word nie. Moenie jouself onder die verworpenes reken nie. En as daar tye in jou lewe is, wanneer jy twyfel, wanneer die Satan jou met alle mag aanval, of wanneer die vrugte van die geloof in jou eie lewe vir jou sleg lyk of bedorwe lyk, moenie wanhoopig word of moedeloos nie. Nee, volg die goeie raad van ons belydenis. Gaan voort om die middele te gebruik wat die Here spesiaal gegee het om ons tot geloofsekerheid te bring. Gaan voort om jou Bybel te lees. Volhard in die gebed. Gebruik die nagmaal om erediens toe. Doen Bybelstudie. Want op God se tyd en op God se wyse sal daar die sekerheid kom. Immers hy sal die dowwe lampet nie uitblus en die geknakte riet nie verbreek nie. Die een ek, waarheen sal ek nog kan sê, hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, geen magte in die hemel of op die aarde, niks kan my van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Amen. Kom ons sing nou uit die gedeelte uit Romeine 8. Dis skrifverwysing 5:4. Ons sing daar van die eerste 2 verse voordat ons saam bid. Wie kan ons voor die regter dag Gods uitverkore kind verklaar? Waar is die mond wat durf verdoen as God sy kind regverdig noem? Die eerste 2 verse skrifverwysing 5:4.
Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om daardie sekerheid van die uitverkiesing tot saligheid te kan hê. Die sekerheid dat ons u kinders is. Die sekerheid dat niks ons uit die hand van ons Here Jesus Christus kan red nie. Die sekerheid dat ons deel het aan sy bloed, aan sy offer aan die kruis van Golgotha. Die sekerheid dat hy in die hemel aan die regterhand sit en vir ons intree, vir ons bid, vir ons pleit, soos wat ons so pas gesing het. Ja, hoe arm sou ons nie gewees het as ons nie daardie sekerheid gehad het nie. As ons hierdie lewe met al sy stryd en beproewinge en ellende moes aandurf daarsonder, wat het daar dan vir ons oorgebly? Maar Here, nou kan ons die toekoms blymoedig tegemoet gaan, met die vaste wete dat niks ons van u liefde kan skei nie. Dat ons ewige bestemming gewaarborg is. Dus dankie dat u vir ons ook uit ons eie lewens uitwys dat ons uitverkies is. Dat ons dit kan sien in die vrugte wat die geloof dra. Ons bid, Here, dat u ons steeds meer en meer daardie sekerheid sal gee. Sodat ons ook die aanslag van die Satan wat ons aan die twyfel wil sit, deur u Gees so kan afslaan en kan lewe tot die eer van die naam. Vergewe al ons baie sondes en seer ons in hierdie week. Bring ons op u tyd weer hier byeen. Ons bid dit in Christus ons wil. Amen. Nadat die liefdegawes opgeneem is, sing ons die laaste 4 verse van Skrifreiming 15.
Wie sal ons van die skuldstraf vry van Christus en sy liefde skei? Verdrukking of vervolgingsnag, benauwdheid wat ons hier nog wag. Soos die 3 tot 6 Skrifrein en 15. Wie sal van die skuldstraf vry van Christus en sy liefde skei? Verdrukking of vervolgingsnag, benauwdheid wat ons hier nog wag. Of onbenauwdheid of gevaar, die smart van die geweldenaar, as wape word ons nou geag, waarvoor die mens wat ons bestaan. Maar ons sal oorwinnaars bly, deur ons vir wie ons lees gekry. Wat weet bewus en leef of dood, en engele mag vir menslik groot. Geen skepsel in die skepping wyk, geen demantheid of ewigheid, niks kan ons van Gods liefde skei, wat ewig vas in Christus bly. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.